Jesaja 55 vers 11 sê, so sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag, en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. So as God vanoggend woord oor jou gespreek het, oor jou lewe, oor jou situasies, oor wat ook al, God sê dit sal nie leeg terugkeer nie. Hoekom? Want God lieg nie. God kan nie teruggaan op sy woord nie. Dan nommer 2 sê, God kan nie verander nie. God kan nie verander nie, Maleagi 3 vers 6. Want ek, die Here, het nie verander nie. En julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie. God kan nie verander nie. God is gister, vandag, en môre dieselfde. Wat hy vir daai manne in die Bybelse tyd gedoen het, daai wonderwerk wat hy daar gedoen het, kan hy ook vandag vir jou doen. As jy vanoggend hierso sit, en het 'n verwagting vir 'n wonderwerk in jou lewe, vertrou God. Vertrou God, want hy het nie verander nie. Toe hy daar by die blinde man gekom het en hy het vir hom gesê, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Here, dat ek kan sien. Dit was so. Vanoggend kom die Here ook by jou en sê, wat wil jy moet ek vir jou doen? Wat gaan jy sê? Jou besluite, jou keuse bepaal jou omstandighede. Jy besluit vanoggend, Here, die beloftes wat U oor my gespreek het, sal ek vashou, gaan ek my eie maak. Here, die wonderwerk wat ek verwag, staan ek op U woord. Here, ek gaan nie, dat dit verby gaan nie. Nommer 3, God kan nie dink, soos wat ek en jy dink. God dink ver bo ons verwagtinge. Amen. Ons wil God in 'n boksie plaas. Ons wil sê, Here, as jy dit so doen of dat so doen. En as jy dit werk nie. Want God dink nie soos wat ek en jy dink nie. God is 'n bonatuurlike krag. Sy denke is ver bo ons denke. Jesaja 55 vers 8 sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Toe dink ek aan 'n storieetjie en ek tel hierdie storie vertel en ek wil dit net weer vir julle noem. Want dit so hoe God eintlik ook dink. 'n Koning van Arabië nooi klomp golfspelers om op hierdie nuwe golfbaan te kom speel. En na die tyd is daar ete en hy loop so teer en hy kom by 'n spesifieke jong man en hy sê vir hom, wat wil jy hê? Moet ek vir jou doen? En hierdie golfspeler dink so en hy sê, hy sê, koning, as jy soms vir my 'n klap kan gee, klap, is dit fyn. En hy sê, is reg so. En die mense gaan terug huis toe en weke gaan verby en hy hou op die pos lop en daar gebeur net mooi niks nie. Hy sê, dink so van homself, wel die koning is 'n besige man, dalk sal hy nou maar vir my 'n klap stuur, anders is dit nou maar so, hy dalk maar net gepraat omdat daar so mense is. En 3 maande later kry hierdie ou 'n koevertjie in die posbus, so dik geel koevert, en ook maar is daar dokumente in. Hy het 'n klap gekry, soos 'n hele golfklap, nie die stok nie, maar die koning het hom voorberei. 100 hektaar golfklap, ek weet nie of dit groot genoeg is vir 'n golfklap nie, maar die gedagte is, ons dink aan 'n stok, maar God dink aan 'n hele golfbaan vir ons. Dis hoe God dink oor elkeen van ons. Ons sien onsself as, ek weet nie of ek kan praat voor mense nie. Ek weet nie of ek kan doen wat God verwag van my te doen nie. Ek weet nie of ek vir hierdie ene kan hande oplee, of vir daai ene kan bid, of vir hierdie ene net kan sê, Here is lief vir jou nie. Here sien jou erger
en groter as hierdie klein mense is wat jy jouself sien. God sien jou kragtig. Hy sien vir jou bonatuurlik. Want sodra jy God se woord verkondig, is dit Christus in jou en nie jy meer nie. Die Here sê, my gedagtes is ver bo jou gedagtes, Jeremia 29 vers 11. Want ek weet wat 'n gedagtes ek gaan die Here koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede, nie van onheil nie. Om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Die Here sê vanoggend, ek het jou 'n toekoms, 'n hoopvolle ene. Vir elkeen van julle het die Here iets goeds in stoor. Net die beste. Maar wat doen ons? Ons dink by onsself dat die Here ons nie wil seën nie, of die Here kan ons nie seën nie. Die Here het net 'n woord gespreek en daarvan vergeet. Die Here het iets gesê en dit nagekom nie. Maar die woord sê duidelik, God kan nie lieg nie. God kan nie verander nie. God dink nie soos wat hy nie dink nie. Nou op grond van hierdie 3 dinge het ek begin met wat verlede week gesê is, nader tot God en hy sal tot jou nader. So as ons die mindset, as ons die denkwyse reg kry, as ons daai paradigma skuif maak en besluit, ek vertrou God op sy woord, dan wil ek sê, dan is ons onstopbaar. Dan is ons op 'n plek waar ons woord kan spreek en dit sal so wees. Amen. Dan sal ons begin mense aanraak en genesing sal plaasvind. Oë sal oopgaan, ore sal begin luister. Hoekom? Want God is 'n waarmaker van sy woord. Amen. Want hy sê in sy woord, ons sal groter dinge doen as wat hy gedoen het. Hoekom sien ons nie vanoggend wonderwerke gebeur nie? Hoekom sien ons nie dat dooies opgewek word nie? Blindes sien, krepeles loop. Hoekom sien ons dit nie meer nie? Ons hoor van dit het gebeur. Jare terug was daar 'n wonderwerk gewees. Hierdie kerk het uit sy naaldheid gebar van daar was 'n wonderwerk wat plaasgevind het. Hoekom nie vandag nie? Want ons glo nie meer soos daai tyd nie. Ons glo nie meer nie. Hier staan ek, kyk jy dan sê ek, Here, ek weet nie of ek reg is vir dit wat U vir my instoor het nie. Want Here, dit wat U vir my wys is baie groter as wat my verstand en my denke wil verstaan. En dan verstaan ons nie hoekom ons deurbraak nie kom nie. Want ons is nog nie gereed vir dit wat God ons instoor het nie. Maar sodra ons op die plek kom waar ons voluit in Christus glo, waar ons werklik waar sê, Here, ek glo dat die woord wat U oor my uitgespreek het, die waarheid is. Here, as U sê dat ek wonderwerke sal doen, dat blinde sal sien as ek die hand op hom lê, of longe sal herstel, of krepeles sal loop, wat ook al die geval mag wees, as ek begin glo in wat God sê, dan gaan die verandering kom. Dan die wonderwerke plaasvind. Dan sal God op my nader met krag en heerlikheid. Lukas 18 vers 41 sê, wat wil jy hê dat ek vir jou doen? En hy antwoord, Here, dat ek kan sien. Volgende is my vraag, wat wil jy hê dat die Here vir jou doen vanoggend in jou lewe? Wat is daar vanoggend waarmee jy worstel vir dalk 40 jaar of 50 jaar of 'n week of 2 weke? Waarmee sit jy vanoggend? Waarmee sit jy vanoggend en worstel? Wat wil jy hê dat ek vir jou doen? As die Here vanoggend by jou kom en hy staan stil voor jou,
roep jy by die naam. En hy sê, Koos, wat wil jy dat ek vir jou doen? Here, en genade hy sê, yes, van alles wat ek wil hê. Hy van nou doen, waar moet hier kom, waar ons so dinge is wat worstel mee. Waarom is dit jou vanoggend hier so? Wat is dit waarmee jy worstel? Want daar is 3 dinge wat God nie kan doen nie. Hy kan nie vir jou lief nie. Hy kan nie verander nie. Nee, hy kan nie dink soos wat jy dink nie. So as jy hier so dink en sê, my probleem is eintlik te groot, Here. Jy sal dit kan doen nie. Dat vir jy sê, dit is nie die realiteit. Want my God is groot. Almagtig. So ek wil vanoggend vir jy sê, die verlede week toe sê ons, water door God en hy sal te bring nader. Nou kom God by jou, want hy het jou besluit gemaak. Hy het besluit, Here, ek gee my hart. Gee my lewe. Here, ek kom na u toe. Nou stap nie voor die Here en hy sê vir jou, wat wil jy moet ek vir jou doen? Wat wil jy? Wat is dit waarmee jy worstel vanoggend? Elkeen van ons kan vanoggend opstaan en sê, Here, ek het hier nie nodig, ek het daar nodig, ek het dit hier propjes nodig, Here, hierdie is 'n paal, hierdie is 'n eind. En die Here sê, ek wil dit vir jou doen. Hoe lyk jy geloof? Hoe lyk jy geloof vanoggend? Gaan jy dit kan vat? As jy geloof het vanoggend in Christus Jesus, is jou deurbraak die volgende stap. Ons kan net ontvang as ons glo. Ons kan net dit kry wat die woord van God vir ons sê as ons glo. Ja. En ek wil graag uitnodig om aan vanoggend. As jy vanoggend hier sit en sê, Here, ek het nodig 'n aanraking, Here, wat jou behoefte ook al is, as die Here by jou kom stil staan vanoggend en hy sê vir jou, wat wil jy weet doen? Kom met 'n verwagting, kom met 'n oorgawe, kom en vat dit wat die Here vir jou gestoor het. Ons kan nie Sondag vir Sondag hier so sit en die verandering uitstap nie. Ons kan nie elke Sondag kom en woord ontvang en ons kry soveel woord en net staan weer doen nie. Is dit die tyd dat ons begin en sê, hier is ek, gebruik my. Nie in die kerk nie, maar Here, in die veld daar buite. Here, wat ek tussen mense beweeg, Here, gebruik my dat ek vir hulle kan woord gee, of gebruik my dat ek vir hulle kan bid, of as ek sien net 'n behoefte. Weet jy hoe maklik is dit om in die kerk vir mekaar te sê, ons is lief vir jou. As ons daar buite is, kan ons nie lief nie. Dan loop ons verby mekaar. Ons gee nie om wie daai persoon is, wie swaar kry, of wie ryk is, of wat. Ons worry net oor onsself daar buite. Maar dit is plek, of tyd dat ons by die plek kom waar ons daar buite Jesus liefde kan uitleef. En sê, wat wil jy hê, moet Jesus vir jou doen? En vanoggend vra ek jy die vraag, as Jesus voor jou staan, wat wil jy hê, moet hy vir jou doen? Sonder om te kom met twyfel, maar kom met 'n verwagting. Moenie net kom en sê, Here, U ken my hart nie. Kom met 'n verwagting, sê, Here, U ken my omstandighede. Ons is baie so, Here, U is so, Here, is dit ek Koos. Kom met boldness. Kom verklaar aan die Here dat jy hom nodig het en dat jy op hom vertrou. Ons het vanoggend 'n geleentheid om verander hieruit te stap. Ons het 'n geleentheid om 'n verskil te maak daar buitekant. Here, U ken elkeen van ons harte. Amen. Here, U weet wat ons nodig het, Here.
Maar ons wil die tree gee vanoggend, Here, om te sê, ek kom en ek ontvang my deurbrake. Ek kom ontvang my genesing. Ek kom ontvang dit wat U vir my gestoor het. Want vanoggend, Here, maak U bemoeienis met elkeen van ons. As daar enigiemand is vanoggend wat net wil kom vir gebed, wat wil ontmoeting hê met God, wil ek saam met jou bid. Ek wil saam met jou verwag vir 'n deurbraak. Dankie, Here. As jy van hierdie video gehou het, druk die like en subscribe knoppie en lui die klokkie om op hoogte gehou te word van 'n volgende video plasing. Die Here seën.